Goeiemôre broers en susters. Voordat ons begin met ons voorafsang en met die erediens, gaan ons net so sit en stil luister na die speel van die Onse Vader, terwyl ons so ook in ons harte tot die Here bid. Kom ons raak net stil. Ons sing ook vooraf saam, ons gaan 2 liedere saam sing, dit is lied 476 vers 1 en 3 en daarna gaan ons lied 528 vers 1, 2 en 3 saam sing. Yes.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou antwoord op die seën van die Here wat ons ontvang het deur saam te sing uit Psalm 91 vers 1 en 3 en daarna kan jy bly staan vir die belydenis van ons geloof. Geliefdes, wanneer ons geloof bely, dan bely ons wat ons ook weet van die Here, wat ons van hom ken. So bly ook die volgende woorde in jou hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van my en jou sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Ons gaan saam sing as voorbereiding op die wet van die Here en ons deel van ons verootmoedigingsdiens uit Skrifbreuke 9:4 vers 1. Ons gaan vers 1 saam sing, daarna gaan ons die wet van die Here lees en direk daarna sing ons vers 2 en 3 saam.
Die Here het sy wet vir ons laat opteken in Eksodus 20 en ons gaan dit saam lees vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, het is vir ons wonderlik om U te kan leer ken. Kan weet in die wêreld waarin ons is, wat baie keer vir ons donker lyk, is ons nie alleen nie. U is ons Vader wat vir ons sorg en U is die lig in ons wêreld. U is die een wat vir ons troos en hoop gee in Jesus Christus. Hoop nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die ewige lewe. Vader, dankie dat ons die kennis van U kan hê, dat ons saam as gemeente een geloof kan bely. Dat ons kan bely dat ons in U, ons Vader, in die Seun en in die Heilige Gees, God drie enig kan glo. Here, ons vra om nou met ons te wees
en deur die Heilige Gees, soos dat U elke dag by ons is, in ons harte te werk. Sodat ons kennis van U nie net 'n koppe kennis sal wees nie, maar 'n vaste vertroue en 'n intieme persoonlike verhouding met U. Lei ons waar ons gaan lees uit Johannes, sodat ons werklik kan leer wat dit beteken om U te ken, om in U lig te bly, en wat dit beteken dat U in ons is en ons in U. Lei ons ook so nou deur U Heilige Gees. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, as voorbereiding op die woordverkondiging gaan ons saam sing uit lied 207 vers 1 en 3 en daarna gaan ons lees uit die Here se woord. Ons gaan vandag saam lees uit die brief of preek in Johannes. In Johannes 2 vanaf vers 1 gaan ons lees tot en met vers 11. In Johannes 2 vanaf vers 1 tot vers 11. Die Here sê deur Johannes: Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook van die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom met die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort ook self te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het.
Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygang en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en lewe in die duisternis, en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Ons fokusvers wat ek weer vir ons gaan lees is vers 4, al gaan ons op die hele gedeelte ook fokus. Vers 4 staan daar, iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Geliefdes, so 'n paar weke terug het ons begin om deur die boek Johannes te werk, en ons het gesien in die vorige preek, dat Johannes sê die sentrale boodskap wat hulle van Jesus af gehoor het, en aan die gelowiges oorgedra het, is God is lig. Hy het gesê, dit is nie die boodskap wat ons by hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. En Johannes is nou in hierdie boek verder besig met sy preek, dit is eintlik een groot preek waarmee Johannes hier besig is, en hy brei uit op die tema, dat God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. En hy gebruik hierdie tema, en nou kom hy in hierdie gedeelte van die preek, en hy sê dat ons moet in die lig bly, maar daar is tog dinge in ons lewe wat ons permanent uit die lig van God uit wil trek. En as jy prakties wil vrede vind, as jy geluk wil vind in die Here, dan moet jy in sy lig bly, die heeltyd. En in hierdie gedeelte kom hy nou, en hy verduidelik van hier af vorentoe, dat daar eintlik 4 dinge is, wat ons van die lig van God af probeer wegtrek. Die eerste een waarna ons vandag gaan kyk is ons eie sondige natuur. Dit is een van die dinge wat ons van die Here se lig af wil wegtrek. En dan is dit die anti-kris, wat hy noem. Tel ons Dordtse lede, ons noem ook ons 3 vyande. Nee, die 3 vyande wat ons het is ons eie sondige natuur, die sondige wêreld en die duiwel. Nou, Johannes voeg net een by wat ons in die wêreld ook kan sien, en dit is die anti-kris. So hy verduidelik van nou af vorentoe, let hy op ons sondige natuur, die wêreld, die anti-kris wat ons wil onderkry en uit die lig van die Here uit wil trek. Hy fokus op die sondige wêreld, ons eie sondige natuur en die duiwel, dis die 4de een. So Johannes in hierdie gedeelte fokus hy op ons eie sondige natuur wat ons van die kennis van die Here af wil wegtrek. En dis juist die fokus in hierdie gedeelte, dat as jy in die lig van die Here wil bly, dan moet jy regte kennis van die Here hê. En jou eie sondige natuur trek jou die heeltyd weg. So dis daaglikse stryd om in die regte kennis van die Here te bly. Nou weet ons uit ons ondervinding met vele verskillende mense, dat daar vandag soveel verskillende opinies oor die Here is. As mense wat verskillende opinies het oor wat dit beteken om die Here te ken, wat dit beteken om 'n verhouding met hom te hê, hoe moet ek leef vir die Here? En dit was ook nie anders in Johannes se tyd gewees nie. In Johannes se tyd was daar ook mense wat verkeerde dinge van die Here geglo het, en veral verkeerde dinge oor die kennis van die Here. Wat beteken dit werklik om God te kan ken? En ons sien dit in hierdie gedeelte. Johannes sê die heeltyd in hierdie gedeelte, daar is 3 verkeerde stellings wat mense in geglo het. Ons sien dit in vers 3, waar die mense gesê het, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daarom dat ons hom ken. En dan vers 4 sê, as iemand sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is hy 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. So daar is duidelik mense wat gesê het, maar ons ken die Here, maar dan leef hulle nie vir die Here nie, en dan sê hy,
hulle is leenaars, dan het hulle nie werklik goeie kennis van die Here nie. Volgende ding wat hulle gesê het, sien ons in vers 6, hulle het beweer dat hulle in hom bly, hulle bly in die Here, hulle behoort aan Christus, maar hulle leef nie vir Christus nie, en dan is hulle ook leenaars, dan het hulle nie werklik kennis van die Here nie. En dan sien ons in vers 9, dat hierdie mense gesê het, ons is in sy lig, ons bly in die Here se lig, ons het 'n ervaring van sy lig, maar hulle leef nie vir hom nie. En dan sê hy ook, hulle is leenaars. En uit hierdie gedeelte gaan ons nou die hele tyd sien, hoe die Johannes sê, hierdie mense jok nie net vir hulle self nie, hulle jok vir die hele wêreld, want hulle dink hulle ken die Here, maar hulle ken hom nie. Geliefdes, dis hoekom ons vir onsself moet afvra, vandag deur die hele tyd wat ons met hierdie gedeelte werk, is, ken jy werklik die Here? Het jy 'n regte kennis van God? En ons gaan baie prakties sien hoe Johannes vir ons verduidelik wat dit werklik beteken om die Here te ken. En dit beteken jy moet in sy lig bly. Elke dag van jou lewe. Dit is daaglikse stryd om in sy lig te bly. Nou, kennis van die Here is nie net verstandelike kennis nie. Het gaan nie net oor koppe kennis dat ons die geloofsbelijdenis kan sê en daarin glo nie. Dit is nie net 'n gevoelservaring soos wat baie mense vandag sê dat ek moet voel die Here is by my en hy leef saam met my nie. Johannes sê dit gaan verder. Hy sê kennis van die Here is 'n vaste kennis en 'n vertroue soos dit ons sê, maar dit verander jou lewe. As jy die Here ken en hy verander nie jou lewe nie, dan is jou kennis van die Here nutteloos. En daarom wil ons daarop fokus. Wat beteken dit om die Here te ken? Nou, die woord kennis verwys na 'n twee-rigting verhouding wat daar is. So, ons ken die Here en hy ken ons en ons ervaar wat hy vir ons sê en ons ervaar dat hy ons lewe verander. So, dit is nie net dat jy in hom glo nie, maar hy verander jou hele lewe. En dis wat hierdie kennis beteken. Dit beteken jy het 'n verhouding met die Here, jou God. En Johannes verduidelik hierdie verhouding baie mooi in vers 1 en 2. Hy sê in vers 1 en 2, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. So hy bid vir ons, hy tree vir ons in by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Die konsep wat Johannes hier skep is, Christus is ons verlosser. En dis hoe jy hom moet ken. Jy ken hom as jou persoonlike verlosser. Hy het vir jou sondes gesterf, vir jou betaal, en omdat jy hom ken, omdat jy 'n verhouding met hom het, wil jy vir hom leef. Wil jy jou lewe vir hom gee. So kennis van die Here is om te glo, maar dit is ook om te weet dat jy 'n persoonlike verlosser het, en uit hierdie kennis van die Here wat jy het, leef jy nou uit liefde vir jou Vader. Liefde sê, ons wat elke Sondag die wet van die Here lees, weet presies wat dit is. Dis wat die Israeliete veronderstel was om te leef. Die Here begin die wet, dan sê hy, die Here jou God, jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. So hy leer vir die Israeliete wie hy is die God wat hemel en aarde gemaak het, en hy is hulle redder, hulle verlosser, en omdat hy hulle gered het, en hulle hom ken as hulle verlosser, wil hulle nou vir hom leef, wil hulle lewe aan hom gee, wil hulle sy gebooie gehoorsaam. En dis wat Johannes hier verduidelik. As jy het 'n persoonlike kennis van die Here, jy weet hy is jou verlosser, en nou wil jy uit liefde vir hom leef. Want sy liefde wek liefde in jou hart. En daarom sê Johannes dan in vers 4, wie sy woord egter gehoorsaam, in hom
het die liefde van God sy doel volkome bereik. Kennis van die Here. As jy werklik sê jy ken die Here, dan verander hy jou lewe. Dan het jy ervaring van sy redding en jy wil sy gebooie gehoorsaam. Ons het so 'n paar sondae nog terug gesê, die doel van die Johannesbrief, som hy mooi op in Johannes 5 vers 13, en ons moet alles wat Johannes sê in hierdie brief eintlik uit hierdie perspektief verduidelik of verstaan. Hy sê in Johannes 5 vers 13, hierdie brief skryf ek aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Nou geliefdes, hoe het jy hierdie sekerheid? Hoe weet jy het die ewige lewe? Johannes verduidelik dit hier in hierdie gedeelte, dat as jy gehoorsaam is aan die Here, sy wet onderhou, dan is dit teken dat jy sy kind is. Dis nie waar jou redding vandaan kom nie, maar dit bewys dat jou hart omgeswaai is. Jy wil vir die Here leef omdat jy hom ken en jy hom wil bly maak. So as ons vra, het jy 'n persoonlike verhouding met die Here, dan is dit waaroor dit gaan. Ons kan dit nie net reduseer tot 'n koppe kennis wat ons het oor die Here nie. Dit is veel meer. Dit is 'n persoonlike verhouding wat jy met hom het. Jy weet wie hy is. Jy weet hoe lief hy vir jou en vir jou kinders en vir jou familie is. En daarom wil jy vir hom leef. En weet jy, daarom wil ons elke dag tot hom bid. Hom leer ken uit sy woord lees. Dit bestudeer en werk aan hierdie verhouding wat ons met die Here het, omdat jy weet hy het jou vergewe en omdat jy hom wil bly maak. Dis 'n intieme persoonlike verhouding met die Here. Maar as jy hom ken, dan sê Johannes ook, jy weet hy bly in jou en jy bly in hom. Dis 'n begrip wat eintlik bo ons verstand is, nee, dat God drie-enig, wat alles gemaak het, wil gemeenskap met mense hê, wil 'n verhouding met ons hê. En dis wat die hele Ou Testament vir ons verduidelik. Die Ou Testament, deur die profete, en as mens dink aan Genesis, begin die Ou Testament deur te sê, God het alles geskep, en dan het die mens in sonde geval. En omdat die mense sonde geval het, hulle verhouding met God verbreek, daar is nie meer 'n persoonlike verhouding tussen ons en die Here nie. En dan kom die profete en hulle verkondig dat daar kom herstel. God gaan die volk se sondes vergewe, en uiteindelik gaan daar 'n nuwe Jerusalem wees, waar die Here tussen sy volk gaan leef. En dan staan in Jeremia 33 vers 31, in daardie tyd sal die Here sy wet op die volk se harte ingrafeer. En dis die persoonlike verhouding wat Johannes ook nou beskryf. Hy beskryf dit met hierdie woorde, hy sê, hieraan weet ons dat ons in hom is. So ons weet ons is in die Here. Ons het 'n persoonlike verhouding met hom. Ons het deel aan wie hy is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort ook self te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefdes, as jy in die Here glo en jy bly in sy lig, en weer eens is dit 'n daaglikse stryd om in die Here se lig te bly, maar dan verander hy jou hart dat jy 'n nuwe prioriteit het, en hy is jou prioriteit. Hy grafeer sy wet op jou hart in, sodat jy dit doen, sodat jy deel aan hom kan kry en deur hom kan leef. En kennis van die Here beteken dan nou dat ons soos Jesus wil raak. En jy kan net soos Jesus raak as jy hom ken. As jy weet wie hy is, as jy weet hoe hy geleef het, en daarom wil ons hom leer ken deur die Bybel te lees, en in ons lewe te groei, en te raak soos hy geraak het. Het is nogal interessant, as mens kyk na paartjies wat na 'n ruk getroud is, ouer paartjies wat
wat al baie jare getroud is, dan kan ons sien dat hulle naderhand soos mekaar begin lyk, nee, soos mekaar optree. Hulle praat soos die ander een, hulle het dieselfde grappies wat hulle vertel. Hulle lyk naderhand soos die ander persoon. En dis die tipe verhouding wat Johannes hier verduidelik. Hy sê, jy moet so 'n persoonlike verhouding met die Here leef, deur in sy lig te bly, deur na sy woord te luister en gevorm te word deur die Heilige Gees, dat jy naderhand begin lyk soos Christus gelyk het. Dieselfde dinge begin doen, lief hê soos dat hy lief gehad het. En dis die persoonlike, permanente verhouding wat jy met Jesus Christus moet hê. So hy het vir jou sondes gesterf, jy weet dit, jy weet, hy is vir jou lief. En daarom wil jy in hierdie permanente verhouding met hom wees. En dan besef jy, hy bly in jou, en jy bly ook in hom. Onthou die Johannesbrief, skryf hy en ons het hierdie gedeelte gesien, dat daar 'n paar dwaalleraars was in hierdie tyd. En hy skryf dit, omdat daar teenstanders was teen die evangelie. En hierdie teenstanders het verkondig, dat ek kry bevryding van my sondes, deur 'n tipe koppekennis. So ek hoef net kennis van die Here te hê, en dit wat ek doen, my liggaam, en dat ek sonde doen, dit maak nie regtig veel saak nie. Solank ek net die gevoelservaring het van die Here wat daar bo in die hemel is, en ek het deel in hom, dan is ek reg. Maar wat Johannes nou kom en sê, is, dis nie die waarheid nie, dis nie kennis van die Here nie. As jy kennis van die Here wil hê, ware kennis van die Here, beïnvloed jou hele lewe. Dit beïnvloed jou intellek, dit beïnvloed jou morele leefstyl, hoe jy in verhoudings met mense wil wees. Dit beteken, of dit beïnvloed selfs jou geestelike vervulling, hoe jy met die Here wil omgang. So om ware kennis te kry en dit te geniet, moet jy nou in hierdie waarheid leef. Jy kan nie anders nie. En in die eerste gedeelte het Johannes nou gesê, ons moet die wet van die Here gehoorsaam, maar nou kom hy in die laaste gedeelte van vers 7 tot vers 11, en hy spesifiseer. Hy sê vir ons, wat beteken dit nou om God se wet te gehoorsaam? Hoe moet jy leef? Wat doen die Here om jou lewe te verander, dat jy meer soos Christus lyk? En hy som dit op, deur te sê, liefde is die groot gebod. Dit gaan oor liefde. Ons maak baie keer geloof so gecompliseerd, nee. Om te sê, kennis van die Here is al hierdie snaakse ander dinge. Maar Johannes kom en hy sê, kennis van die Here is om te weet, jy het 'n verlosser, en nou, omdat jy 'n verlosser het, is jy lief vir God, en jy leef sy liefde uit. En hy verduidelik in hierdie laaste gedeelte, dit is nie 'n nuwe ding wat hulle leer nie. Dit is al baie jare oud, want dit is die opsomming van die wet. Jesus het dit ook gesê, liefde vir God en liefde vir jou naaste. Maar tog is dit ook 'n nuwe gebod. Nou moet ons verstaan wat Johannes sê, as hy sê, dit is oud, is 'n ou gebod, maar dit is ook 'n nuwe gebod. Hy sê dit is 'n nuwe gebod, omdat Jesus die enigste een in die geskiedenis van die mens is. Hy is die eerste een wat die wet van die Here ten volle gehoorsaam het. En dis hoekom dit 'n nuwe gebod is. Die wet van die Here is nuut, omdat ons weet, ons kan dit nou deur Christus, deur die werking van die Heilige Gees, kan ons vir hom leef. Ons kan in sy liefde leef. Die wet van die Here is ook nuut, omdat ons weet die wet is vervul by Christus. So ons doen dit nie om in die Here se goeie boekies te kom of deur hom gered te word nie. Ons doen dit omdat ons vir hom lief is. Omdat ons hom ken en weet wie hy is en weet hoe lief hy ons het. Is vir ons niet, omdat ons weet Christus stel ons in staat om hierdie wet te onderhou. En daarom sê Johannes, iemand wat sy broer haat, lewe nog steeds in die duisternis. Jy kan nie jou broer haat en in die lig van die Here leef nie, want dan is jy 'n skyngelowige, dan ken jy nie die Here werklik nie.
dan weet jy nie wie hy is nie. En tog sê hy, as jy in die lig lewe, dan kan jy nie ook in die duisternis leef nie. Wanneer jy in die duisternis leef, dan kom jy eintlik in 'n gevaarsone. Hoor 'n bietjie wat sê hy in vers 11. Hy sê, wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis, en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind maak. As jy kyk na daai prentjie, die konsep wat Johannes verduidelik in hierdie gedeelte, is ons moet permanent in die lig van die Here leef, want as ons in sy lig leef, dan kan ons sien wat voor ons is. Ons kan die snaakse paaie wat voor ons is sien en pas op daarvoor, maar sodra jy buite sy lig beweeg, buite sy woord en sy wet beweeg, dan gaan jy struikel. En dit begin deur 'n slegte gedagte wat jy vir jou broer het, maar dan groei dit baie vinnig na jy haat iemand, en dan as jy vol haat, en jou lewe is vol haat. Maar wat hy hier verduidelik is, bly in die lig van die Here. Moenie blind gemaak word deur jou eie sondige natuur nie, loop in die lig van die Here op sy pad. En hoe doen ons dit? Deur sy woord. Sy woord is vir ons die lig vir ons lewe. Geliefdes, as ons alles in hierdie gedeelte wil prakties toepas, as die vraag wat ons vir onsself moet afvra, wat sê begin gevra het, is waarin jou persoonlike verhouding van die Here, of jou persoonlike verhouding met die Here, waar het sy lig nog nie 'n invloed nie? Is daar nog groot dele in jou lewe waar die lig van die Here nie skyn nie, waar dit eintlik duisternis is? Want in daai dele van jou lewe gaan jy op die ouende struikel en val. So die praktiese wat hy sê is, as jy die Here ken, beweeg in sy lig in. En dit begin by 'n persoonlike verhouding met die Here. Dit is so belangrik. As jy alles anders te vergeet, onthou net dit. Want weet jy, ons probeer so vinnig altyd die simptoom behandel. Ons sien, ja, my lewe is gemors en ek doen soveel sonde, en dan probeer ons ophou om sonde te doen, en ek stel myself in om op te hou. Maar dan behandel ons eintlik nie die simptoom. Van die begin van die Bybel af, en hier fokus Johannes spesifiek daarop, leer ons dat sonde het begin by 'n verbreking en verhouding tussen God en die mens. En die herstel begin ook daarby, dat ons moet ons verhouding met die Here herstel. As dit verbreek is, dan kan ons nie vir hom reg leef nie, dan wil ons nie vir hom reg leef nie. Maar wanneer jy op die Here fokus en jy het 'n persoonlike verhouding met hom, jy weet hy is jou verlosser, jy praat met hom, jy worstel saam met hom deur die lewe, dan skryf hy sy wet op jou hart, en dan wil jy sy lig op elke deeltjie in jou lewe laat skyn. Dan is hy jou eerste prioriteit, en al wat vir jou saak maak, want hy is die lig van ons lewe. So geliefdes, ten slotte, is 'n dringende vraag, nee. Kan jy as gelowige sê, met sekerheid in jou hart, ek is gered, want ek ken die Here. Hy bly in my, hy is my lig in my lewe. Is dit vandag waar van jou lewe? Gaan en leef vir die Here. Leer hom ken as jou persoonlike verlosser. Werk aan jou verhouding met hom en bly in sy lig. Stryd die heeltyd teen jou eie sondige natuur. En weet, hy is jou verlosser. Amen. Kom ons bid twee saam. Almagtige God en Hemelse Vader, as ons net dink aan U wat lig is teenoor die duisternis van hierdie wêreld, dan vul dit ons met blydskap.
vul ons in 'n sekere mate met vrees, tot ons besef, ons is verlos deur Jesus Christus ons Here. En dis vir ons die lig in die wêreld. Vader, help ons om in U lig te bly. Ons kan sien uit die brief en die preek wat U deur Johannes vir die kerk gegee het, dat dit 'n aanhoudende worsteling is, want ons het 3 aardsvyande wat ons die hele tyd uit U lig uit probeer wegtrek. En die grootste en aardsvyand eintlik, of sekerlik, is onsself. Dit help ons dat ons in U lig bly deur 'n verhouding met U te hê. Dat ons konstant daarin sal werk, konstant daarvoor sal stry en stappie vir stappie in U lig sal bly elke dag van ons lewens. Want net U is ons troos en ons vrede. Vader, ons vra met elkeen van ons in ons gemeente te wees. Ons weet dat dit so maklik is om uit U lig uit te beweeg. En help ons as ons struikel. Bring ons terug na U lig toe, sodat ons elke dag vir U sal leef en meer soos Christus sal word. Gaan asseblief met elkeen in die gemeente wat siek is of wat deur moeilike tye gaan, dat hulle ook U as die lig van hulle lewe sal raak sien. En sal weet dat U ook met hulle 'n persoonlike verhouding wil hê. Hulle Here, hulle verlosser wil wees. Bid en bewaar ons as kerk dat ons die liefde en die lig van U in die wêreld sal uitleef. En so ook disippels vir U sal maak. Ons bid al hierdie dinge alleen uit die genade en verlossing van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en direk daarna gaan ons saam sing uit Psalm 46:2 vers 1 en 3.
genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Broers en susters, het 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons verwelkom Hendrik en Elmie Kreer. Is julle hierso volgend? Ek julle net nie. Jy kan net gou so opstaan, Hendrik en Elmie. As julle net sien, baie welkom by ons. Hulle kom van die die Presbyteriaanse kerk in Twin Oaks, nee, as ek reg is. En ons neem hulle op in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerk. So baie welkom en mag die Here julle ook gebruik met julle gawes in ons gemeente. Dan het ons ook so 'n paar sondae terug het ons afgekondig van Kobus Swanepoel se seun. Dit is Kobus en Karen. Ja, ek is nou verkeerd. Die seun is Kobus en sy vriendin is Nadia Geldenhuys. En hulle is nie in ons gemeente, hulle is nie getroud nie. Hulle is saam wat hulle bly by hulle ouers, in aparte kamers. Klink vreemd as ek sê. Maar ons verwelkom hulle in ons gemeente ook. Dan met reisattest van die Gereformeerde Kerk Wilderout Park het Johanna en Anna van der Vyver, is julle dalk hier? Kyk, dan sal ons hulle volgende keer verwelkom. Is hulle hier? Ja, okay. Staan julle dalk net ook vir ons op, asseblief. Waar bly julle, in watter omgewing? By De Bakke. Baie welkom by ons gemeente en mag die Here julle gawes ook in ons gemeente gebruik. Baie welkom. Broers en susters, goeie Vrydagdiens is eerskomende Vrydag om 9 uur by ons kerk en dan direk na die diens op goeie Vrydag is daar 'n koinonia geleentheid vir saamgeselligheid. Ek wil dit graag vir ons lees. Dit is van die evangelisasie diensgroep. Het lyk vir my dit is in die blaadjies geprint. Kyk net, dit is die 18de April, nie die 8ste April nie. En dan, u word hartlik uitgenooi om na die erediens op goeie Vrydag, 18 April, saam in die saal te kom kuier vir 'n spesiale oomblik van koinonia rondom die betekenis van Paasfees. Broeder Jopie Kutse sal voorlees uit sy boek Aangeraak wat handel oor die Paasgebeure. Sy gedig oor die 7 kruiswoorde sal ook voor die diens geprojekteer word en die voorlesing sal aansluit by die tema van die preek. Kom vier saam en dink saam met ons na oor hierdie diep en besondere gebeurtenis. Koffie sal ook bedien word, almal is welkom, bring gerus vriende saam. So dit is na afloop van die erediens op goeie Vrydag gaan ons in die saal by mekaar kom. Dan sê ons baie dankie, ons het 'n blokfunksie afgelope Vrydag gehad en blok 3 het baie hard daaraan gewerk, so baie dankie vir elkeen wat dit gereël het en wat daar was, dit was 'n baie groot sukses gewees. Die Bybelskool is ook vanmiddag, dit is 3 uur vanmiddag, die tema is geloof en wetenskap, so kom asseblief saam vanmiddag 3 uur, kom dink saam met ons aan geloof en wetenskap. Is daar nog enige algemene afkondigings wat ek dalk vergeet het of verkeerd het? Dan die lief en leed, ons dink in ons gebede aan om Toop Wesse, hy gaan hierdie week vir 'n operasie, en dan het ons ook gehoor van Ansel Joubert wat in die hospitaal opgeneem is. Baie sterkte vir julle, en mag die Here vir julle ook spoedige beterskap gee. Enige ander lief en leed wat ons dalk moet van weet, Paul? Ja, ek het vergeet om dit te lees.
Met reisadvies vanaf die Gereformeerde Kerk Wilderup Park is, nee, ja, dit is hy, nee, Johan en Anna van der Vyver, so, ja, asseblief let net daarop. Nog enige afkondigings? Dan het die verjaarsdag, Mia Bierman verjaar vandag, is sy in die moederskamer, as sy is, bring haar sommer uit, laat ons haar kan sien, en Adrian Douglas kan dan sommer ook opstaan, en Mia Watson, as sy ook hier is, daar is ons klein Mia, baie geluk met jou verjaarsdag, en Adrian, geluk met jou verjaarsdag ook, hoor. En Mia Watson, waar is sy? Is sy hier so? Ok. Dan die res van die ouer mense wat verjaar, is Jan de Wet, Pieter Brewer, Hendrien van der Walt, Leo Krijks, Elegina Den Boer, Boeta Swart, Paul van der Walt, Eufesius Viljoen, Cedric Boshoff, Aliston Grobler, Lenkie de Beer, Gerda Venter. Baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here julle seën ook in hierdie nuwe lewensjaar. Geseënde dag.